verskyn op die berg Horeb. 'n stem uit die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê, moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens, Ben en Francis Loubser en jy by die Braambos en baie welkom. Dankie vir al die terugvoering, dankie vir almal wat deel is word van die Braambos. Dankie vir hulle wat op Facebook en veral YouTube gaan aansluit en deel word. Dis baie belangrik, dan word die woord na meer plekke toe uitgestuur. Baie dankie daarvoor. Baie dankie dat jy saam sit. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek is die eerste ou wat sê, Ben Loubser kan nie preek nie, wil nie preek nie, gaan nie preek nie, weet nie hoe om te preek nie, kan nie lekker goed preek nie. Ek wil ook graag soos ander ouens sê, we're all going to heaven. Ek wil ook sê, as jy jou hartjie vir liewe Jesus gee, gaan jy skatryk word en jy gaan baie mooier wees. En as jy 'n 10de in die kerk gooi, gaan jy 'n miljoenste terugkry en ek weet nie wat als nie. Dit is seker lekker. Maar nou wil ek vanmôre sê, kom geniet 'n lekker preek saam Ben Loubser. Kom geniet dit. Skop jou skoene uit. Ja, die plek is heilig, daarom is myne uit, maar skop jou skoene uit waar jy dit wil geniet. Kry vir jou 'n lekker koeldrank in jou hand, sit agteroor. Ons gaan hierdie een geniet. Dis nou een van daai lekker preke. My liewe mens, ek dink nie ons besef wat is die woord van God nie. Wie en wat is die woord van God nie? Ek dink ons lees hom te min. En ek wil nou vanmôre vir jou aanhaal hier uit Timoteus, 2 Timoteus 3 en 4. 3 vers 5 en 4 vers 3 en 4. Ek lees dit maar hier, want hier kan ek dit lekker groot maak en ek kan, ek draai hom dwars en dan sy baie groter. Die lekker preke, daar's mense wat van lekker preke hou en as jy gaan bietjie op die internet kyk en baie Suid-Afrikaanse predikers ook, preek hulle die lekkerste, wonderlikste goed van hoe jy gaan ryk word en hoe jy gaan slim word en hoe jy gaan 'n gemaklike lewe hê en as jy net doen wat hulle sê, dan gaan dit baie nice wees en veral as jy begin vir hulle geld gee, dan gaan dit nog beter gaan en nog lekkerder gaan. Maar ja, ek kan nie daai goed preek nie. Daarom wil ek nie preek nie, maar ek wil jou sê wat sê God se woord. Nie wat sê Ben Loubser nie, nie wat sê prosperity predikers nie. In verstaan prosperity predikers reg. Prosperity predikers beteken nie net geld nie. As ek vir jou sê eenmal gered, altyd gered, is ek 'n prosperity prediker. As ek vir jou sê, ons gaan nou nie oor sonde praat vandag nie, want Jesus is vir almal lief, en jy kom soos jy wil, en sê net jy's lief vir my, en maak wat jy wil, want ek is genade, dan is ek 'n prosperity prediker, ek lieg vir jou, ek streel jou ore. Maar kom ons kyk wat sê die woord van God, 2 Timoteus 3 vers 5, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Wat beteken 'n gedaante van godsaligheid? Miskien moet ek dit jou so verduidelik. Toe ek 'n kind was, en jy het 'n ou gesien met 'n springbok baadjie aan, of 'n springbok trui, dan kon jy na hom toe loop en sê, teken gou vir my hier op my hoed, jou naam, want jy is 'n springbok.
En toe in later jare toe kom hulle en hulle maak 'n biljoen springbok truie. En ek het al hondjies gesien wat springbok truie dra en ek het al katte gesien met springbok kepsies op en seentjies en dogtertjies. My kleindogter sê nou die dag vir my, sy's 5 jaar oud, sy sê, oupa weet wat, ek het nog nie 'n springbok trui nie. Ek sê, my kind, maar ek wil nie jy moet 'n springbok trui dra nie. Sy sê, maar my pappa het een, my mamma het een, my boetie, my sussie, ek het nog nie 'n springbok trui nie. Ek sê, dis reg, oupa is trots op jou. Sy het toe nie gedink is goed nie. As jy 'n springbok trui aantrek, het jy die gedaante van 'n springbok sportster. Net 'n gedaante. Ek kan nou 'n springbok trui aantrek. Ek kan nie eens ordentlik opstaan en vinnig loop tot by daai deur nie, maar nou is ek 'n springbok. Luister wat sê die woord. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Dis die skrifgeleerdes, die fariseërs, nee, hulle is lankal dood. Dis die predikante en die hoofouderlinge en die groot geeste in die kerk. Die ouens daarbo. En 80%, nee, ek wil amper sê 90% van die ouens in die voorste rye, die ouens wat se hande die hoogste is, die ouens wat die meeste amen sê, of in een of ander rabbeltaal praat en sê, dit is vreemde tale, moet gaan kyk wat sê die woord, maar dit is 'n gees, 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. Weet jy, as 'n ou opstaan en hy praat in tale, of 'n ou staan op, mense staan op en sê hulle, ek wil net sê, God het gesê. Nou die dag staan 'n vrou op, sy kom na my toe na die diens, sy sit hier, sy sê, ek wil net vir jou sê, God het gesê. Maar sy praat die grootste nonsens onder die son. God het dit nie gesê nie, ek weet dit onvoorwaardelik. God het dit nie gesê nie. God het gesê, is 'n gedaante van godsaligheid, wat die krag daarvan verloon het, keer jou ook af van sulke mense. Keer jou ook af van sulke mense. My liewe vriend, my liewe mens, ek en jy moet ophou na lekker preke wil luister. As jy in die huis van die Here kom en jy hoor 'n lekker preek, van jy, ons almal op pad hemel toe, man, en it's a highway to heaven. Waar in die woord van God sê it's a highway to heaven? Dit is nie 'n highway to heaven nie. Dis 'n pad met distels en klippe en dis moeilik. Dis makliker vir 'n, amper seker volstruis, vir 'n kameel om deur 'n oog van 'n naald te gaan, as om vir 'n mens om in die hemel te kom, wat 'n gedaante van godsaligheid lewe. As jy dink 'n preek is lekker, val op jou knie en sê, Here, wat het ek gemis? Wat het ek gemis? Hierdie man praat so mooi, hierdie vrou praat so mooi. Gaan kyk wat sê mense. Ja, ek luister na mense se preke en dan bid ek vir hulle, sê, Here, verstaan ek verkeerd, want ek wil ook graag nice goed sê, wat mense van hou, en mense vir my sê, o, dankie Ben, jy's die beste. Maar as ek die woord van God oopmaak, luister wat sê God vanmôre, waaroor moet ek met jou praat? Ek wil ook vir jou sê, nee man, God sê vanmôre, ek moet vir jou sê, vrees jy God, of weet jy, godsalig, 'n gedaante van godsaligheid? Is jy vals? Is jou beker aan die buitekant skoon, maar binne is jy verrotte bene? Kyk na die vrug in jou lewe. Gaan kyk Galasiërs 5:22, ek ken hom uit my kop uit, ek wil hom nou nie soek, ek het nou klaar hier gelees in Timoteus, nee, los maar al by Timoteus. Ek wil nie, gaan lees dit, die liefde en die blydskap en die lankmoedig, dis die vrug van die Gees. Het jy die vrug van die Gees? Ek loop nou eendag by besigheid in, en hier sit 'n vrou, en ek en haar man gesels, en sy skree uit die hoek uit, ongevraagd, ek is 'n kwaai vrou. Ek kyk haar so, haar man kyk haar so,
Ek sê, en wie dink jy is bang? Dink jy ek is bang? Ek kyk na 'n man, hy's groter as ek. Ek sê, dink jy hy's bang? Jy wens ons is bang. Dis nie 'n kuns om 'n kwaai vrou te wees nie. Dis nie 'n kuns om ongeskik te wees nie. Dis nie 'n kuns om te vloek nie. Dis nie 'n kuns om te slaan nie. Dis nie 'n kuns om groot en sterk te wees nie. Dis 'n kuns om 'n kind soos God te wees, om die ander wang te draai, om verskoning te vra, weet jy is nie verkeerd nie. Luister wat sê die woord. 2 Timoteus 4 vers 3 en 4. Hou jy van mooi preke? Hou jy van lekker kerke? Hou jy van predikante wat saam met jou 'n dop drink en saam met jou rugby toe gaan en harder as jy vloek? Hou jy van hulle? If you can't fight them, join them, sê die manne. Ek gaan nou saam met my gemeente begin syp en dan gaan hulle my like en dan gaan hulle almal kerk toe kom en hulle tiendes betaal. Is dit waaroor dit gaan? Terwyl die woord van God sê, moenie 'n gedaante van godsaligheid hê nie. Jesus, gaan kyk hoe hy geleef. Hoe leef jy? Leef jy soos die woord van God sê? Titus, hier's ek by Titus. Titus 1 vers 7. Want 'n opsiener, ek en jy moet opsieners wees. Mans, vrouens, ons moet opsieners wees. Wat is 'n opsiener? Is 'n rentmeester van God. Dis 'n ouditeur van God. Onberispelik, nie eiesinnig nie, nie oplopend nie. Geen drinker, syper, geen vegter, geen vuil gewinssoeker, maar ons moet gasvry wees. Een wat die goeie liefhet, ingetoer, regverdig, heilig, een wat homself kan beheers, een wat vashou aan die betroubare woord, die Bybel, die betroubare woord van God, wat volgens die leer is, sodat jy en ek in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan. Ek kan nie vir jou sê, moenie syp nie, terwyl ek syp en die woord van God sê, jy moenie. As die woord van God sê, moenie syp nie, moet ek nie syp nie, dan moet ek vir jou sê, hou op syp. Of wat 'n sonde jy ook al doen. Hou op met pornografie, hou op hoerparties bywoon. Wag, ek is nie klaar nie. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer, die woord van God, nie sal verdra nie. Ek hou nie van die predikant nie, hy's te reguit. Wat doen hy? Hy sê ek moenie syp nie. Hy sê ek moenie 'n skelmpie hê nie. Hy sê ek moenie my ouers vloek nie. Hy sê ek moet God dien, ek moet Jesus volg. Ek hou nie daarvan nie. Daar sal 'n tyd kom wat daar mense nie daarvan hou nie. Hoekom nie? Omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil word. Hulle wil 'n lekker preek hê. Man, 'n lekker preek, as ek daar uitgaan, dan voel ek oor niks skuldig nie. Mense sê vir my, pastoor, hierdie woord was nou nie eintlik vir my nie. Jy moet eintlik hierdie woord bring vir die sondaars. Dan sê ek is jammer jy is by die verkeerde plek. Ek het hierdie woord eintlik vir myself gebring, want ek is 'n sondaar, gered deur die bloed van Jesus. En hierdie was nie 'n preek nie, dit was 'n herinnering aan wat doen ek verkeerd. Ek het dit met jou gedeel. As jy nie skuldig voel nie, moet jy gaan kyk, wat het ek gesê? Dalk behoort jy skuldig te voel. Gehoor gestreel wil wees en hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Het jy respek vir jou herder, omdat hy die waarheid praat en op jou tone trap en jou herinner en jou waarsku dat jy nie hel toe gaan nie? Of is jy lief vir jou pastoor omdat hy saam met jou syp en saam met jou blou films kyk op jou foon en saam vir jou lag oor vuil grappe en grappe oor die pastoor en die koster en die pastoor en die dominee en die orgelis en saam met jou lag oor hierdie predikant wat nou die dag die vrou in die gemeente opgestaan het, ek dink is in een van die tydskrifte hierdie week of 2 of 3 weke terug opgestaan het en gesê het, ek is die dominee se skelmpie. Dis uit die hel uit, jy's op pad hel toe skelmpie, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. My liewe mens, gaan kyk wat gebeur nou met mense. O, julle,
Ek het nooit die horlosie aangesit nie. Ek het nie 'n idee hoe lank praat ek nie. Nou ek kan nie oor my tyd gaan koop snippel my woord af. Nou het ek nie die tyd aangesit. Ek het nie 'n klou hoe lank het ek gepraat nie. Ek moet 'n sekretary. My vrou moet daar kom sit om die telefoon aan, die tyd aan te wys en vir my sê nog 10 minute en 5 minute. Ek sit alleen hier in die ateljee. My liewe mens, wil jy jou ore gestreel hê? Dan gaan ek nou iets sê wat jou ore nie gaan streel nie. Jy's op pad hel toe. Luister mooi wat ek vir jou sê. Jy's op pad hel toe. Die woord van God is baie duidelik. Ek kan hy horlosie nou maar afsit want hy beteken nou vir my niks. Luister wat sê die woord. ‘n gedaante van godsaligheid. Het jy 'n gedaante van godsaligheid? 'n tyd wees wanneer die gesonde leer. Ek wil nie na die woord luister nie. Ek wil na iets luister wat my pas. 'n Vrou kom sien my en sy sê vir my, sy het 'n skelmpie. Sy bring 'n man saam, hy sê ek wil jou nie sien nie, ek sit in die sitkamer, ek en sy sit in die studeerkamer. Ken al baie goed. Sy sê, pastoor, my man sê dis reg, ek kan 'n skelmpie hê. So nou is dit nie sonde nie, want my man gee my toestemming. Ek sê, is jou man God? Is jou man die woord Jesus? Is dit wat die Heilige Gees van jou sê? Of is dit wat die gees van duisternis wat kom soos 'n gees van lig vir jou sê? Wat sê die woord? Wat sê God? Dis losbandigheid, dis hoerery. Ek gee nie om wat sê jou man nie. Jou man is 'n thinking something. Hy moet opstaan as hoof van die huis en vir jou sê, jy's 'n hoer. Kom kniel voor God en gee jou hart vir Jesus, jy's op pad hel toe. Dis wat moet gebeur. Wie wat doen sy? Sy gaan uit my gemeente, sy gaan na 'n ander kerk toe. Weet jy hoekom? Sy het nie gehou van wat ek sê nie. Sy wou hê ek moet sê, nee, dis reg. Jy kan 'n skelmpie hê, jy kan 'n buiteegtelike verhouding hê. Ag, Jesus sal verstaan. Ja, jou man het ja gesê, dis oukei. Dit staan nie in die woord nie. Ek gaan dit nie preek nie. Ek gaan dit nie sê nie. Ek gaan jou nie goed laat voel nie. Ek gaan vir jou sê, as jy buiteegtelike verhouding het, gaan die woord van God sê, voor jy iets doen, maak die som. Maak die som. Ek moet nie verder lees nie, want ek het dit nou al gelees. Moenie vir jou leraars soek. Gaan kyk wat doen leraars om hulle gemeentes vol te kry. Gaan kyk, gaan luister wat sê hulle. Gaan luister wat sê Ben Loubser. Moenie my glo nie. As ek nou vir jou Kobai sê, vat die woord sê, gaan ondersoek alle dinge. Gaan toets Ben Loubser aan die woord. En as ek 'n fout gemaak het, is dit jou voorreg en jou reg. En asseblief, waarsku my. Anders te gaan my bloed aan jou hande wees. Dan as ek nie luister nie, gaan my bloed aan my eie hande wees. Maar gaan sê vir my wat sê die woord. Moenie vir my sê wat sê die dogma nie. Moenie vir my wat sê die pastoor van 100 jaar terug nie. Moenie vir my sê wat het jou ouma geleer nie. Wat sê God se woord vandag? En ons het nou hierdie laaste maand 'n paar goed gesê van vandag. Wat gaan nou aan? Hy het dit 2000 jaar terug gegee, dit gaan nou aan. Ek gaan afsluit, want ek het nie 'n klou lank as ek al op die lig nie. My liewe mens, ek wil regtig vra, praat met my. Praat met my. Ek gaan nou my nommer vir jou gee. Here, in die naam van Jesus Christus, laat Jesus by die braambos 'n 2-rigting gesprek word, 'n 3-rigting gesprek, ek en hulle wat ingeskakel is, hulle wat wedergebore van kinders van God wil wees, en 'n lewende God, Yahweh, en Jesus Christus, en laat ons praat deur die krag van die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. My telefoonnommer is 072 577 1196, 072 577 1196. Baie dankie. As jy wil al die woord ontvang, waar ek ook al bedien, en jy's net op kruiskyk, jy kan my gaan soek op Facebook en YouTube, Ben Loubser, Jesus by die braambos, een van daai twee, of al twee saam, gaan jy daar bring. Jy stuur vir my 'n WhatsApp met 'n foto van jou dorp, en ek wil deel wees van die braambos, ek sit jou op, jy kry dit weekliks op jou foon, of waar jy ook al Facebook het.
Die Here seën jou. Baie dankie vir elke finansiële bydrae. Jy weet nie hoe help dit dat hierdie woord kan uitgaan nie. Dit gaan nie na my sak toe nie. Dit gaan net vir my bediening. Die Here seën u, behoed en bewaar. Dankie vir elke gebed. Moenie ophou bid nie. Bid elke dag vir Ben en Francis Loubser en ons bediening. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Jesus is Liggemeente Eastvale Springs. Amen.